Geliefdes in ons Here Jesus Christus, so is ons alweer in 'n nuwe jaar. 'n Nuwe jaar met nuwe dinge. 'n Nuwe jaar met 'n klomp ou dinge. 'n Nuwe jaar met 'n klomp nuwe geleenthede. Maar ook 'n nuwe jaar met 'n klomp nuwe uitdagings. En in hierdie nuwe jaar kan ons elke geleentheid aangryp en die beste daarvan gaan maak. Ons kan die uitdagings, die bil by die horings pak en ons bes probeer om ook vorentoe te gaan daarmee. Of ons kan ook maar, soos dit ons gewoonte is, terugval op ons ou gewoontes, ons ou maniere van doen, en maar eintlik net tevrede wees met dit wat ons eintlik nie meer tevrede is. Met dit wat ons so geneig is om die verkeerde as maar net die normale in ons lewe te aanvaar. Ek wil hê ons moet vandag hier aan die begin van 'n nuwe jaar gaan nadink oor ja en nee in ons lewens. Twee woorde wat ek dink elke dag, ergens deur die loop van die dag, nie net een keer nie, maar miskien vele kere gebruik word. Ja en nee is woorde wat ons elke dag baie gebruik. Dis woorde wat ons sê, maar ja en nee is ook woorde wat ons hoor. En kom ons dink vandag na oor die tema, is die ja en die nee wat jy sê dieselfde as die ja of die nee wat jy wil hoor? As ons ja sê, hoe sê jy dit? Wanneer jy iemand antwoord met 'n ja, kan dit so maklik net ja wees. Sonder dat daar regtig inhoud in daardie woord van jou is. Ja, dis maar goed so. Ek luister nou nie eens eintlik wat jy sê nie, maar ja, gaan maar net aan. Kom net uit my hare uit. Gaan net aan met jou dinge. Kan jy nie sien ek is besig nie. Maar jy het gesê ja. Jy het geantwoord sonder dat jy dalk geluister het. Sonder dat jy bedoel het dit wat jy gesê het. Baie keer word die ja met voorwaardes gestel. Ja, dis reg, maar. En dan word die maar 'n hele lys van dinge wat eintlik die ja nee ja maak nie. Want as jy nie by hierdie voorwaardes kan uitkom nie, dan is die ja nie in jou lewe ter sprake nie. En broers en susters, so kan ons met ja en nee aangaan en aangaan, want dit is woorde wat ons gebruik, dit is maniere wat elkeen van ons elke dag het. Ja, ons is partymal ook spyt oor die ja wat ons soms gesê het. Die ja wat jy hoor is anders. Want as iemand die woord ja gehoor het, dan aanvaar jy dit met die volle betekenis daarvan. Maar ma, maar pa, maar meneer, jy het dan ja gesê. Nee, maar dis nie wat ek bedoel het nie. Maar jy het ja gesê. Laat my dink aan die storie van die dogtertjie wat by die skool kom, maar nie baie lus is vir die skool nie. Nou het sy so lank gesig en sy sit daar en die juffrou sê vir haar nou, maar wat is fout? Sy sê nee, my pa is by die polisiestasie en my ma is by die hospitaal. Sy sê maar dis sleg. Wil jy huis toe gaan? Ja, sê sy. Sy sê nou gaan dan maar huis toe. Ja, jy kan huis toe gaan. En nou gaan sy huis toe
Want sy bly net daar by die skool en hier kom 'n ander juffrou, sy sê nou waar gaan die kind heen? Sy sê ja, pa's by die polisiestasie en haar ma is in die hospitaal. Sy sê ja, pa's 'n polisieman en haar ma's 'n nurse. Nou roep hulle haar terug. Sy sê nee, jy het ja gesê. Ek gaan huis toe. Ek gaan nie nou weer jou planne verander nie. Ja is ja. Nee is nee. Die ja wat jy hoor is nie altyd dieselfde as die ja wat jy sê nie. En hoe maak ons met daardie ja wat jy hoor en daardie ja wat jy sê? Baie keer hoor ons ook dat, veral by die kinders hoor 'n mens dit, as iemand gesê het, ja, dit is so, dan sal hulle sê, beloof? En as jy dan nou gesê het, beloof, dan mag jy nou nie hieroor jok nie. Dan moet dit ja wees. En dan soms dan sê jy nog, beloof? Net om dubbel seker te maak, dat hierdie ja is. En dat daar nie dalk in jou antwoord, nou nie 'n ja is nie. Broers, susters, dit klink miskien vir ons baie keer asof dit dinge is wat ver gebeur en asof dit maar kindertwak is, maar dit is ongelukkig ook ons manier elke dag. Ons lees selfs daarvan in die Bybel. Met Jesus se inhegtenisneming en waar hy besig is om verhoor te word, is daar mense wat vir Petrus daar in die voorhof sien staan en dan herken hulle hom. En hulle sê, maar jy's ook een van sy volgelinge. Dan sê hy, nee, ek is nie. Nee. En dan vra hulle hom 'n tweede keer, maar jy is mos. Dan sê hy, ek sweer, ek beloof, ek is nie. Gaan lees gerus weer daai woorde in Matteus 26, vers 74. Ek sweer, ek ken hom nie. Ek beloof, my antwoord is nee. En die haan wat kraai, na hy dit die derde keer gesê het, en hy besef, maar sy nee, wat hy hier gesê het, was nie die waarheid nie. Liewe broer en suster, wat is jou ja en nee? Is jou ja wat jy sê, jy werklik 'n ja of 'n nee? Of is die ja of nee wat jy sê, maar net sommer 'n woord wat jy gebruik, sonder dat ons die werklike bedoeling daarvan ook sê? Is die ja wat jy hoor, vir jou so dat jy dit met oortuiging kan aanvaar, want jy wil, en dit ook met jou kan gaan saamleef? Ons is elke dag besig om antwoorde in die lewe te soek. Die ja's en die nee's van die lewe. Ons is elke dag besig om met ja's en nee's te antwoord, ook hier in die kerk. So deur die loop van elke jaar is daar mense wat belydenis van geloof aflê. Dan kom staan ons hier in die kerk en ons sê, ja, ek glo. Ja, ek beloof. Ek sal my geloof uitleef. Ek sal my in die kerk uitleef. Ja, ek beloof. Ons kry mense wat deur die loop van die jaar baie opgewonde is. Ons bring ons kinders om gedoop te word. En ja, ek glo, my hele hart. En ja, ek sal my kind grootmaak hier in die kerk, sodat hy die Here in sy lewe ken. Sodat hy sal weet wat die doop beteken. Ja. Deur die loop van die jaar is daar mense wat trou. En hulle kom staan voor die Here. En hulle sê, ek beloof. Ek beloof om jou as my man en vrou te neem en ek sal vir jou sorg en ek sal vir jou lief wees en ek sal by jou staan. Ja, ek beloof.
Maar dan word daardie dinge so maklik in ons lewens iets wat ons sommer maar net weer vergeet. Iets wat nie werklik belangrik word nie. Want daar is ander goed wat so maklik prioriteit te word en ons lewens kom volmaak. Ons soek baie keer antwoorde en ons soek antwoorde by God. Ons bid elke dag. Ek glo elkeen van ons bid elke dag. En deel van ons gebed is daar dinge waar ons vir die Here vra. Here, ek het dit nodig. Here, ek wil hê dit moet gebeur. Here, hierdie en daardie. En dan wil ons 'n antwoord daarop hê. En die antwoord wat ons wil hoor, moet ja wees. Want anders sal ons mos nie vra nie. En as die Here nou nie antwoord met ja nie, dan dink ons, hy wil ook nie luister nie. Maar ons vergeet dat nee ook 'n antwoord is. En as hy gesê het nee, daar 'n bedoeling agter daardie nee is. En dat alles nie net ja kan wees nie. Die Here sê nie net nee omdat hy snaaks wil wees nie. Ouers sê nie net nee omdat hulle vir hulle kinders niks gun nie. Wanneer daardie ja en daardie nee in opregtheid bedoel word, is daar baie goeie rede hoekom dit so plaasvind. Afgesien dat ons van die Here antwoorde soek ons ook baie keer by mekaar antwoorde. En weer eens wil ons baie keer die antwoorde hê wat ek wil hê en nie wil hoor wat die antwoord is wat vir my gegee word nie. Maar daar waar ons vir mekaar antwoorde in opregtheid kan gee, daar is daar ook by ons berusting oor 'n nee. Al maak dit nie vir ons sin nie en al wil ons dit hoe graag so anders hê. Maar later kom ons dalk agter, dankie. Dankie Here dat U nie ja gesê het nie, maar nee. Want vandag kan ek eers verstaan. Dankie ma, dankie pa, dat U daai tyd nee gesê het. En nie maar net alles gesê het, ja, gaan maar net aan nie. Elke dag van ons lewens word gevul met antwoorde, met ja's en nee's. Soms is dit maklik om 'n ja te sê en soms is dit nie so maklik nie. 'n Les wat ek nogal in my persoonlike lewe geleer het. As iemand jou skielik 'n vraag vra en jy ja of nee op daarop moet antwoord nee. Want dit gee jou tyd om daaroor te gaan dink. Dit gee jou tyd om 'n ingeligte besluit daaroor te kan maak. Want as jy nou nee gesê het, kan jy altyd later ja sê. Maar as jy nou ja gesê het, kan jy nie môre net weer nee sê nie. Want jy het dan al ja gesê. Dink mooi. Wanneer ons net sommer antwoorde gee. Want antwoorde het komplikasies. Baie kere daardie antwoorde wat ons gee gevolge. En as ons nou ja gesê het, maar ons het eintlik nee bedoel, dan wil ons nou begin om dit te probeer regmaak. Weer eens met verkeerde maniere. Dan begin ons halwe waarhede vertel, ons vertel selfs leuns, om daardie ja so 'n bietjie te versag, of verdoesel, of selfs die nee. Ons lewens, elke dag, moet gevul wees met eerlikheid. Wees eerlik. Maak jou lewe vol met integriteit. Integriteit, liewe broers en susters, beteken dat jy op dieselfde manier sal optree. Dieselfde manier sal antwoord, selfs as ander mense jou nie hoor of jou nie sien nie. Daar waar jy ontbloot sonder 'n masker, net jouself moet wees. As jy met integriteit optree, dan maak dit nie saak wat ander mense sê, of wat 'n samelewing sê nie.
maar oor wat jou verhouding met God bepaal. Oor wat God daaroor sal sê. Om eerlik te lewe en opreg te lewe, moet jy daarom elke dag sorg dat jy in 'n lewende verhouding met die Here staan. Dat God die middelpunt van jou lewe is, en dat jy ook in dit wat jy sê en dink en doen, dit so sal doen, dat dit tot sy eer sal wees. Soos wat hy dit van jou verwag. As ons iets anders doen, as wat die Here van ons vra, dan is ons nogal geneig om getuies te wil inroep, of te wil sweer, of te wil beloof. En hierdie optredes gaan nooit jou antwoorde regverdig nie. Ons is eerder besig om te doen dit wat die duiwel ons vertel, om te moet doen. Ons moet elke dag in opregtheid nederig en gehoorsaam aan God gaan lewe, gaan doen wat van jou verwag word. Ja en nee is nie maar net antwoorde nie. Dis nie iets wat ons maar net sê, soos wat ek vandag voel nie. Dit is antwoorde wat ons moet gebruik, wat ons eerlik bedoel. En daar is 'n groot verskil in hoe ek voel en wat ek bedoel. Ek kan voel om jou tevrede te hou, al bedoel ek dit nie. Kom ons bedoel elke ding wat ons sê. Ons ja of selfs nee moet opreg wees. Al stem ek nie noodwendig saam nie, moet ek dit kan aanvaar. En moet ek ook tevrede wees met dit soos wat dit na my toe kom. Selfs al het ek 'n ja gesoek en 'n nee gekry. Hier aan die begin van hierdie nuwe jaar van 2026 moet ons dalk opnuut hoor dat ons maklik ja en nee sê. Maar kom ons neem vandag die besluit om met ons ja's en ons nee's te doen soos wat Jesus ons leer daar in Matteus 5 vers 37. Laat die woord ja by jou werklik ja wees. En jou nee, nee. Meer as dit is uit die bose. Kom ons gaan lewe eerlik voor God en kom ons gaan streef daarna dat jou woord ook jou eer sal wees. Amen. Kom ons bid saam. Soekend, Here, raak ons elke dag voor U stil. Soekend lewe ons elke dag, ook hier op hierdie aarde, voor U, maar ook voor mekaar. En soekend is ons so dikwels besig om vir mekaar antwoorde te gee. 'n Ja en 'n nee. Maar soekend is ons ook besig om antwoorde te hoor. 'n Ja en 'n nee. Here, vandag wil ons voor U vra, help ons dat ons in opregtheid, met integriteit ook sal antwoord. En dat ons ook sal tevrede wees met die antwoorde wat ons hoor. Al is dit nie noodwendig wat ons wou nie. Al is dit dalk anders as wat ons gedink het dit moet wees. Maar dat ons ook kan weet, dat U met elkeen van ons 'n pad stap, en dat U ons net op U pad wil hê, dat U ons op U pad sal begelei, en al is daar soms styl opdrandes, ons nooit aan ons eie genade oorgelewer is nie. Here, wil U in hierdie nuwe jaar vir elkeen van ons aan die hand neem, en ons so begelei, dat ons die kinders sal wees wat U ons bedoel het, om vir U te wees. Here, ons wil ook vandag in die besonder dink aan hulle wat siek is.
hulle wat in hospitale is. Ons dink aan hulle geliefdes wat oor hulle bekommerd is, wat sien dat hulle swaar trek. Wil U elkeen van hulle aanraak? En wil U ook vir hulle deur U Gees lei en bystaan op 'n pad van gesond word? Wil die Here saam met ons wees in hierdie jaar in al ons werksaamhede, met al die uitdagings wat ook daarmee gepaard gaan. Soms is daar oorstromings in ons lewens en soms is daar droogte. Soms word ons heen en weer geskommel deur die aanslae van die lewe. Maar Here, wil U ons in die holte van U hande toevou. Wil U vir ons die geleenthede gee, die kennis en die gawes gee, om onsself ten volle te kan uitleef. En wil U ons asseblief ryklik seën in alles wat ons aanpak. Ons kom ook vandag opreg na U toe en ons erken dat ons sondaar mense is. Dat eerlikheid en integriteit en opregtheid so maklik by ons die wyk neem. Dat ons so maklik luister na wat die wêreld wil en nie wat U wil nie. Daarom vra ons, vergewe ons asseblief ons ongehoorsaamheid. Vergewe ons sondes. Reinig ons van al hierdie vlekke wat die sonde op ons laat. Was ons dat ons kan wit wees so sneeu. Ons bid al hierdie dinge en ons vra dit enkel en alleen as dit U wil is. In die naam van ons Heer en Heiland, Jesus Christus alleen. Amen.